Hartelijk welkom elkeen vanmorgen in die huis van die Here. Wat 'n voorreg is dit, het ek hier in die huis van die Here te wees. En as jy vanmorgen met 'n verwagting in jou hart gekom, moet jy die waarborg gee. Die Here gaan nie teleurgestel nie, jou teleurstel. En waar sy woord uitgaan, is vrugbare saad, wat 'n uitstuur sodat dit vrugbare grond ontvind vanmorgen. En ek glo dat die diepte van my hart, dat vanmorgen soos elke mens so sit, is vrugbare grond, waar hierdie saad gaan val en dat gaan groei. Vrug gaan dra, en teenoor so Johannes sê, veel vrug gaan dra tot eer van die Here. En as ons praat van vrug, 'n saad wat gesaai word, dan is die vrug nie dadelik tasbaar en sigbaar nie. Dit vat tyd, maar dit is hoekom ons elke dag met die woord van die Here moet sit, en 'n gebed moet afsonder, sodat die Here met ek en jou kan praat, sodat ons in sy wil kan handel. En ek gaan vra dat ons staan nog ons eerste liedjie sing, en nadat ons daai eerste liedjie gesing het, gaan ek vir Pastor Willem vra om ons te open. Baie dankie Pastor Willem, die Here seën vir jou dan. Halleluja. Here, baie dankie vir die genade wat ons elkeen vanmôre mag ontvang. Dankie dat ons weer in die huis mag wees, Here, dat ons vanmôre ook die woord mag ontvang, Here, en dat die woord wat vanmôre gesaai gaan word, Here, dat ons onsself ontvanklik sal maak vir die woord, Here, maar dat ons sal luister en sal doen en sal groei soos wat U dit vir ons gee, Here. Ons het vanmôre verwagting om deur die Heilige Gees aangeraak te word. Daarom vra ons in Jesus naam dat U by elke stoel, elke persoon vanmôre sal stil staan, Here, dat U Gees sal oopbreek in ons binneste, Here, dat ons sal lewe, Here, en lewe in oorvloed ontvang. Seën ons vanmôre, Here, seën die sange, lofprysing en aanbidding, wat U alleen is waardig om aanbid te word, Here.
dat as ons stil staan vandag in ons lewe, Here, dat ons nie sal omkyk nie, maar dat ons vorentoe sal kyk en sal aanbeweeg en sal groei, Here. Seën ook die kinderwoordskool, Here, ook die kinders daar en die onderwyseresse. Seën ons elkeen, Here, vanmôre, Here, en dankie ook vir die genade. Dankie ook vir hierdie diens. Raak ook so vir pastoor Kiewit aan, Here, in die gees, dat hy vanmôre, Here, die aanraking van God sal ontvang, dat hy vanmôre sal spreek in Jesus naam, Here, en dat die woord, Here, vanmôre 'n woord van oorwinning sal wees. Seën ons en ons dankie vir die troue liefde en die genade. Seën elkeen vanmôre, ook die wat ingeskakel is, Here, en ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Weer die 14de van volgende maand is dit Hemelvaart. Toe Jesus opgestaan het, soos ons verlede Sondag die Here gehoor het. Hy 40 dae die aarde gewandel vir homself openbaar aan verskeie mense. Paulus sê, by geleentheid het hierdie wat in die graf uit opgestaan aan 500 mense verskyn. Maar die 14de is die 40ste dag dan waar hy op. So die 14de van volgende maand is Hemelvaart. So ek wil hê jy moet 'n mental note, soos hulle in Engels sê. Die 24ste van dit, van daai maand, is dit die uitstorting vir die Heilige Gees. Al oor 50 dae. Pentekostel, 50ste. Dit is wat dit beteken. So hou daai 2 datums in, wat ons nou gesing, van die graf het hy heen gegaan, om vir ek en jou plek te berei. So as ons vanmôre erken dat hy vir ons plek berei, kom ons sing en oorgawe, dit wat vir ons voorgehou word. Hy sal in die wolke. Amen. Elke oog sal ons sien. Wat 'n dag, die dag dat die wolke oopskeer, so die graf te gebewe het, en oopgegaan het, soos daar die wolke sal oopskeer, as hy kom en ek jou toe kom aan. Prys die Here. Kosjabara.
Here ons eer U vanmôre. Here, U woord sê die psalmdigter, ons is soos die gras. Vandag is ons daar, môre is ons. Maar Here, tot kom die psalmdigter en hy vra, wat is die mens? Dan want U aan hom gedink en dit is hoekom U die prys betaal tot God. Here, die tyd wat verby is, Here, het ons gevier die opstanding.
Here, maar ons nou daar die 40 dae wat U die aarde bewandel het voor U heen gegaan het, wat U vir ons sê, gaan op ons plekke draai, en U kom weer, U stuur vir ons die trooster. En Here, is 'n verwagting in ons harte, dat ons wag vir die uitstorting, dat daar die Pinkstertyd weer sal aanbreek, Here, dat ons weer ons regmatige plek kan inneem, Here, dat ons weer van fris en hernieuw kan word deur die Gees van God, Here. Here, want ons het so afgestomp geraak met ons daaglikse lewe, dat ons vergeet het, hoe is het om in die Gees te lewe. En daarom ek vra, Here, kom hernieuw ons Gees vanmôre, Here. Laat die Gees ons siel benat vanmôre, Here, want ons het behoefte aan U vanmôre, Here. Ons het vanmôre behoefte van inspraak van U Gees in ons lewe. Here, want ons weet, dit is die brug wat U wil hê ons toe gaan. Daarom verklaar ons vanmôre, Here, U is die beminde van ons siel vanmôre. Ons is nie net hier om diens te hou, Here, maar ons het gekom vanmôre om 'n ontmoeting met U te hê. Daarom vra ek, seën elkeen die kosbare siele in Heilige Naam, wat Jesus Christus ons koning, ons saamgemaak. Halleluja. Amen. Oh
Here, wat 'n voorreg het ons vanmôre die woord oop te kan maak. En te kan leer van die wonderwerk van die graf. Die grootste wonder wat ooit plaasgevind het. Maar ook die grootste oorwinning wat plaasgevind het. Here, daarom ek vra my God, vou elkeen toe vanmôre met die genade. Here, maak ons verstand vrugbaar vir die woord vanmôre. Here, gee ons hart wat ontvanklik is vir die woord. Elke gees die beginsel, gees wat die beslaap en los, die naam van Jesus vir ons bid. Here, laat ons oor rig om te luister wat die gees van God sê vanmôre. Here, hierdie dinge vra ons in ons te doen, aan die kosbare naam van Jesus. Baie dankie, kan jy so lekker hier. Wat 'n voorreg het ons. Veral ons gekom oor die naweek wat verby was. Wat 'n voorreg was het gewees om so deur die pastore te hoor, die woord wat hulle gebring het vir ons. Ons begin met Palm Sondag voor die Paasnaweek. Ons praat van die 2 konings wat Jerusalem aangekom het. Die pastoor Dries ons bedien om te koop beslaan in die woestyn deurgetrek na die Nuwe Testament toe. Toe kom pastoor Willem die finale groet wat 'n wonderlike gedagte was. En dan het pastoor Alfred dit afgesluit met die eerste wonderwerk. Maar waar sou gehaal in die Ou Testament tot in die Nuwe Testament. Dit was regtig baie seën wees. Hierdie konferensie buite te hoor ons pastore. Tyd het hulle gesit en afgesonder vir die Here. Ek wil vanmôre in my boodskap wil ek weer die 2 grafte haal was waarvan gepraat word in Matteus 27 en Matteus 28. Dan wil ek die kruisiging afsluit met deur wat het presies gebeur. Maar ons weet, die grootste vyand wat Jesus Christus was die vyand. Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 2, sal nou na die skrifte wat ek al voorhou. As die mense nie geweet het wat hulle gedoen het, sou hom nie kruisig. Hy praat van die Korintiërs van die kerk in daai tyd. As hulle net geweet het wat hulle gedoen het, sou hom nie gekruisig. En Petrus sê in Handelinge 3 vers 7, ek weet dat julle dit in onkunde en onwetend gedoen het. En dit is wat ek en jy skuldig staan môre. Baie keer doen ons dinge onwetend, onskuldig. Want dit is ons die Heilige Gees in ons lewe nodig het. Ons te leer te lei te vermaak vir dit wat goed en reg is. Want die grootste motief agter dit was Satans motief. Hy wou God gewees het, en dit lees ons in Jesaja 14, wat hy sê ek wil opklim en gelykstel aan die Allerhoogste. So hy wou God gewees, maar hy wou ook Jesus gewees het. En daarom kom hy Matteus 4 en hy sê vir hom, hy wys hom al die rykdom van die wêreld, hy sê, as jy voor my neerbuig, dan sal dit vir jou gee. So hy op daai posisie wou hy gehad het. Maar ek sê vanmôre vir die heilig oorwin, en daarom moet ek en jy, ons het die skrif om ook hierdie oorwinning te kry. Nou ek dink Jesus toe ek nou hierdie gedagte moet sit by hierdie week, toe dink ek toe hy dalk in die Via Dolorosa was op pad met sy kruis te hom gedra het om gekruisig te word. Wat was dit is hipoteties, is nie in die Bybel nie. Wat was Satan se gedagte? Hy sê, toe hy hom sê, toe sê, hoe gaan hy, as hy dan so wonderlik is, hoekom kry hy so swaar om sy kruis te dra? Nou ons weet, as ons in moeilikheid is dit moeilik. Dis 'n kruis wat die Here partykeer vir ons gee. Hy sê hy is so verlaat, selfs sy disippels, sy mense, wat saam met hom was vir die 3,5 jaar, wat hy sy bediening uit het, selfs hulle pad gegee. Daar was steeds ondersteuning van hulle kant. En ek het stil geword oor daardie gedeelte. Vir die duiwel gevra, waar is sy krag? En die gedagte was vir my, waar is die kerk? In hierdie tyd wat ons lewe. Want as hy sê, selfs sy mense het hom verlaat. En selfs met die kruisiging, is daar nie van sy disippels nie.
behalwe Johannes die liefdisipel. Waar is hulle? En ek besef die vyand het gedink, daar het hy getriomfeer. Maar Satan ken self die skrif. Hy het geweet wat waarkom, want in Jesaja 53 sê hy, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hy ken die oorwinning van dit. Vir Psalm 22 het hy ook geweet. Hy het gesê, hy het geweet sien hoe hulle daar by die kruis alles verdeel, hoe hulle op bespot het. Satan op Psalm 91 gaan hy sê, hy sal die engele gaan nie op bevel gee, as het moontlik is, hy nie jou voet sal staan. Maar sy motief vir die skrif was nie suiwer nie. En dit is hoekom dit vanmôre belangrik is, dat ek en jy gaan verstaan, wat wil die Here vir ek en jou vanmôre sê, ten opsigte van sy begrafnis, en die opstanding, en die grafte wat ook gegaan het. En dit is hoekom my tema is, die oop grafte. En ek vra dat ek gaan blaai, gaan opsit Matteus 27 vers 51 tot 53, Matteus 27. Hy sê, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur. Van bo na onder. Nou, as ek net daar die typologie aan dit, as ons praat van typologie, is die verwysing na die Ou Testament. Die tempel was 'n plek wat niemand kon gegaan behalwe die hoofpriester eenmal 'n jaar. Daar was 'n dik gordyn en hy kon net alleenlik daarin gaan. En die feit wat hy sê die voorhangsel het van bo na onder geskeur, is dat Jesus was eintlik die voorhangsel gewees. Want hy sou die offer gewees het. En die feit dat hy van bo na onder geskeur het, is 'n typologie dat hy uitgedaal het uit die hemel vir ek en jou om ons te kon verlos. Hy sê van bo na onder, en die aarde het gebewe en die rots het geskeur. En dan kom vers 2, die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En dan vers 53 is baie belangrik. En na sy opstanding, dit is Jesus se opstanding, het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en dan baie verskyn. So ons kry met kruisiging, toe die aardbewing die grafte oopgaan, dit het duisternis geword vir 3 ure en dis toe Jesus begrawe. Maar dan gaan ons kyk na Matteus 28 toe Jesus opgestaan uit die graf in Matteus 28 vers 2 tot 6. En daar was 'n groot aardbewing. Ons het dit in die vorige hoofstuk ook gelees. Die aarde het gebewe en geskeur, ook 'n aardbewing. Maar die engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. Vers 3. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geval. Vers 5. Maar die engel antwoord en sê vir die vrou, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Kom ons ry na pas. Toe hulle daar kom, toe sien hulle die engel, toe dink hulle is die tyd nie. En sy sê, ag meneer, sê vir ons, waar het julle hom weggesteek? Waar het julle hom geberg? Hulle het Jesus nie eens herken nie. Hulle het gedink is die tyd nie. Kom ons gaan nou verder. Vers 6. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Tot sover. Here, wat 'n groot gebeurtenis. Hy het opgestaan. Nie om net weer getrap, gespot en verniel te word. Maar om die koning van die koning en die Here van die Here te wees. Here, in hierdie tyd van ons lewe weet ons, U is die goeie herder, Here. Maar ons sit met die gevaar as ons dit nie aanvaar om na die stem van die goeie herder te luister nie. Dan sal 'n dag wees wat U nie die goeie herder is nie. Want dan sal U die advokaat wees vir die oordeel sal spreek.
En ons gaan dit in die woord sien vanmôre ook. Daarom wil ek vra, Here, dat ons ore sal neig om gehoorsaam te wees. Want jy sê in 1 Samuel vir ons, gehoorsaamheid is beter as offerande. Jy sê vir ons Jesaja 55 vers 3, luister en jou siel sal bly lewe, want ek wil 'n ewige verbond met jou sluit. Here, jy sê ook vir ons in Romeine 10 vers 17, geloof kom deur die gehoor, en daarom wil ek vra my God, dit wat ons hoor vanmôre, dat dit ons geloof sal versterk tot eer van die Heilige. Here, kom en word verheerlik vanmôre deur die woord. Here, neem hier vanmôre besit van elke gedagte, elke hart, Here. Here, verander elke idee van menslike erkennis na goddelike wysheid. Kosbare naam van Jesus. Uit hierdie gedeelte wat ons onlangs nou net gelees het, merk ons dat die hele evangelie bestaan uit die krag, die kruisiging en die leë graf. As daar nie kruis was nie, was ek nie jy verlore. As daar nie 'n graf was nie, was ek nie jy verlore. Maar nog meer as dit, as die graf nie leeg was nie, dan was ons verdoem gewees. Ja. En dit is waaroor die hele evangelie gaan, oor hierdie kort gedeelte wat op Golgotha rondom die graf afgespeel het. En dit wat ek vanmôre met u, al twee wat ons vanmôre gaan hanteer, gaan vir ons 'n prentjie gee. Alles wat ons as Christene glo, draai om hierdie twee gebeurtenisse, dat Jesus gekruisig is en dat hy opgestaan het in die graf. Niks anders te nie. Dit gaan nie oor sy wonderwerke nie. Inteendeel, die feit dat hy opgestaan het uit die graf is die grootste wonderwerk wat ooit kon plaasvind. En naas dit, die grootste wonderwerk, luister mooi wat ek vanmôre vir u sê, as 'n siel tot bekering kom. Want dit is waarvoor hy gesterf het. Hy het nie vir een of ander iets anders te gesterf nie. Ek het geluister na T.D. Jakes wat 'n paar jaar terug 'n boodskap gegee van iemand wat by hom gespot en sê die Here kan geseën met 'n kar met elektriese venster. Toe sê ek, luister, ek net vir jou sê, die Here het nie gesterf vir karre met elektriese vensters. Hy het gesterf sodat niemand verlore mag gaan. Amen. Niemand, verhoor jy wat ek sê, dat niemand, selfs die grootste sondaar daar buite, nie verlore mag gaan nie, maar dat hy gered kan word. En ek en jy is die middel, ons die katalisator, wat hierdie ding aan die gang moet sit, sodat mense gered kan word. Daarom kom Matteus 27 vers 51. Hy sê, toe Jesus sterf, het die aarde gebeur, die rots het geskeur, en die grafte het oopgegaan. En wat hierdie boodskap vir my, eintlik ek wil die Engels spreek, getrigger het. En ek praat met my vrou toe daaroor. Ek sê, "Pa, is daar iets wat ek nou net nie heeltemal lekker klein kry nie?" En dit is waar ou die woord van die Here nie woord vir woord lees nie. Ek sê wat opgestaan, die graf het oopgegaan. En die Vrydag toe hy kruisig is, het die graf oopgegaan. Maar die Sondag is die graf leeg. Wat het gebeur met daardie mense wat in die graf was tot en met die Sondag? Dit gaan maak dat ek gaan kyk na hierdie gebeurtenis rondom die grafte, die oop grafte. En nou sê hy vir ons, toe Jesus sterf, het die aarde gebewe, rots het geskeur en die grafte het oopgegaan. En dit was net 'n dramatiese gebeurtenis, maar 'n goddelike verklaring dat die grootste wonderwerk besig is in plaas te vind. Dit was 'n dinamiese beweging uit die hemel uit, dat die krag van God besig tasbaar is om homself aan die mense te openbaar. Daar was nie 'n dramatiese oomblik ten opsigte van dit nie. Dan net kort nadat ons Matteus 27 vers 51 gelees het, lees ons in Matteus 28. Daar sê hy vir ons, Jesus se graf is leeg, want hy het opgestaan. So ons lees die een kant, die graf het oopgegaan, en die ander kant lees ons, die graf is leeg, en Jesus het opgestaan.
En dit is waaroor ons vanmôre gaan kyk. Hoekom sê hy dit vir ons? Hierdie twee gebeure, waar is nou verband, hulle is mekaar gebeur. Hulle is nie iets wat apart gebeur. Al lees ons dat hulle 3 dae verskil is, maar ek wil vanmôre sê, as ons die skrif lees woord vir woord en in sy konteks verstaan het, dan mis ons groot dinge. Die oopgraafte, let mooi, ek skryf so, die oopgraafte meervoud by sy dood, Jesus se dood, en die oopgraaf, die enkelvoud by Jesus se opstanding, met ander woorde, oopgraafte, al die graafte het oopgegaan. Dit is nie net 1 of 2 nie. Ons spreek is altyd 'n graaf het oopgegaan. Dis al die graafte het oopgegaan by sy dood. En by sy opstanding het die graf oopgegaan, net een. Met ander woorde, die magtigheid, die grootheid van God is so dat hy instaan vir die hele wêreld se sondes wat ek en jy gepleeg het. En dit wys vir ons hoe groot hierdie oorwinning is. En dit gee vir ons nuwe hoop. Dit gee vir ek en jy 'n nuwe lewe vanmôre. As ek en jy besef hoe groot was die wonderwerk wat die Here vir ons gedoen het, tot hy die graf te oopgemaak het. Dit wys dat ons nie die dood hoef te vrees nie. En dat die dood ook nie die finale sin het in ons lewe nie. Die dood het die graf oopgemaak, want dit is wat gebeur het. Toe Jesus sterf, toe maak die graf te oop. En toe ek sit gister om toe 'n bietjie afronding doen, toe besef ek, maar eintlik is die graf, die kruis, 'n sleutel, wat jy kan vat en hy sluit die graf oop. En hy maak daar die plek van beoordeling en verdoemenis, maak hy oop, sodat ek en jy daaruit kan kom. Die Jesus aan die kruis sterf, en die natuur self gereageer. Die Bybel sê die aarde het gebewe, die voorhangsel, die tempel het geskeur, en die graf het oopgegaan. Hierdie gebeurtenis wys dat Jesus se dood nie net 'n menslike tragedie was, maar 'n hemelse oorwinning wat besig was om te word. Halleluja. Waar ek jou openbaar word die grootheid van God. Die grafte wat oopgegaan het, bewys dat die mag van die dood begin verkrop het. En dan gaan ander vir julle verder, wat het hy gedoen met die evangelie, wat het na die grafte gebeur. En as die verlede jaar se konferensie kan onthou, het pastoor Dries en pastoor Willem ook gepreek, wat het Jesus daar in 3 dae in die grafte gaan doen. En dan gaan vir julle gedeeltes uit die Ou Testament uit Esegiel, so daar prik. Dan gaan vir julle 'n bietjie versies almal, julle kan so maak in die prinsipie dit opmaak, Esegiel 37 vers 12, en Johannes 5 vers 28, julle so lank toe dit maak. Hoe hierdie by mekaar kom, dit wat op Golgotha plaasvind. Dat ons sal verstaan hoe werk God se plan, sy skepingsplan en sy saligheidsplan in ons lewe. Vir eeue was die graf baie die eindbestemming van alles. Die Sadduseërs geglo, jy leef op aarde en as jy sterf, dan sê jy weg, daar's niks daar nie. Daar's gebeur niks. Alle volke glo jy reïnkarneer en jy kom as iets anders terug. Nou ek weet nie wie van julle mense ken nou Jan Park se koffie. Ons het jare terug koffie kry Jan van der Rivier. Ja. En my seun se skoonouma se gelukkig. Sy praat hierso van reïnkarnasie. Ek sê dan ek volg jy glo in reïnkarnasie. Sy het daar Boesman geskryf, pastoor wat kon jy dit? Ek sê nie, Jan van Riebeeck het as mens dood gegaan en het as koffie teruggekom. So maar ons weet daar's baie mense wat geloof wat anders glo. Jy kom as jy 'n goeie lewe gelei, dan kom jy iets anders terug. As jy 'n goeie lewe gelei het, dan kom jy iets anders terug. Maar ons weet, as ons gesterf het ons in hemelse woorde. Amen. Hy sê ek gaan op julle plek te dra. Halleluja. En ek kom weer. What a day that will be. When my Jesus can see. Halleluja. Maar op die aarde het die grafte self begin oopgaan. Toe daar die son sy aangesig verwerp oor die sonde van die mens, toe dit donker geword het, verdriet. Die grafte self oopgegaan. Dit was of God gesê het, jy hou vas vir die dood, het ek gebreek.
Daar is nie meer hou vas van die dood en hy kom en gaan nou daar by 1 Korintiërs 15. En hier lê die geestelike waarheid wat ek oor môre. Baie van ons leef môre in ons self opgelegde grafte. Ons is seker verboos, ons is sekere gawes, ons is sekere dinge wat ons vashou. Die fisiese grafte is nie meer net geestelike toestand nie, maar ons is 'n hopelose toestand. As ons kyk na die wêreld, is dit op baie mense se lewe 'n hopelose toestand. Maar ek wil vanmôre sê, as Christus vir ons is werklik, alles sal vir ons uitwerk vanmôre. Ek wil nie motiveer, dit is nie 'n prosperity preaching vanmôre. Dit is om u moed te gee om te weet, hy het opgestaan en toe hy opgestaan, het hy alles oorwin, nie net gedeeltelik. Hy het nie net oorwin mense wat sekere probleme het. Hy het alles, maar alles oorwin. En dit is kom, ons is nie meer in 'n hopelose toestand nie. Ons sit in die graf van sonde wat ons vashou, wat ons nie meer kan losbreek nie. Ons sit in 'n graf van vrees vrees van allerlei dinge. Ons sit in 'n graf van gebondenheid, wat ons kan nie ding, ons is nie getrou nie. Ons kan nie daar uitkom nie. Ek kan nie die woord lees nie. Ek kan nie meer bid nie. Ons is gebind as gevolg van hierdie grafte wat ons. En vanmôre wil ek sê, as Jesus Christus daardie grafte oop kon gemaak het en hy is ontslaap, Heilige is opgestaan, dan wil ek vanmôre vir jou sê, ek en jy moet ook opstaan, want ons is ook die heiliges. Amen. Moenie in die graf bly vanmôre nie. Ek bly by u vanmôre. Staan op. Sê, Here, u vir my gesterf. Daarom kan ek vanmôre met vrymoedigheid en blymoedigheid voor u staan en sê, ek is vry, want Christus maak dit. Halleluja. Want hy sê, ja, dat as die Here jou iemand vrygemaak het, dan sal jy vry wees, maar die gevaar is, dan moet ons vry bly. Ons wil nie teruggee na die grafte, soos wat elke keer 'n blommetjie gaan sit by die graf, wat ons tradisie gewoond is, wat naterfout nie. Ek wil dit net geestelik vir ons uitspel. Wanneer Christus inkom, ons lewe, dan begin afskuddings plaasvind, so die aarde geskit het. Want hy vat ons uit ons gemaksdele uit. Ons storie kan nie doen. Moses, die Here hom, ek is swaar om tot, wat my broer al wat ek jou geroep. Die Here soek nie bekwame manne. Hy soek die onbekwame, die bekwame man. Halleluja. Jesaja sê, ek is jong, ek is 'n man onryk van lippe. Die Here stuur 'n engel om te koop en op sy lip op te raak, sodat hy kan sê wat die Here sê. En so kan jy deur die Bybel gaan wat mense toe die Here hulle geroep het, teen die prikkels geskop het. Want hoekom? Ons eie gedagte, ons eie keuse, ons eie denke, waar ons gevind is. Is soos grafkelder waarin ek en jy wegkry môre. En wanneer Christus inkom, begin dinge wat vas en dood was, oopgaan. Met ander woorde, as ek by die Here sê, Here, ek sit met hierdie beperking, Here, ek kan nie hierdie dinge oorkom nie. En ek gee dit vir die Here, gaan die Here vir my wegmaak. Amen. Want hy maak 'n weg vir elkeen wat hom soek. Die kettinge begin breek, dit wat ons vashou. Die donker plekke wat ons in wandel, en daardie graf begin lig word. En ek sit onwillekeurig en ek lank al teruggelees van 'n ding ou wat 'n gedagte geskryf het. Hy sê die dag toe Jesus in daardie doderyk instap, want hy is lig. Dit almal gesê, maar hier kom 'n verskriklike sterk lig in hierdie donker wêreld in. Wêreld van sonde en ongeregtigheid. En die demone wat dit gesien het gesê, dit is hy wat ons werk op die aarde verwoes, met die evangelie wat hy verkondig. Dit staan in die Bybel, dit is wat die persoon skryf, ek deel met sy preek wat hy self gevolg het. En ek wil vanmôre vir u sê, waar hy is lig. Amen. En as ek en jy vanmôre in ons lewe iemand 'n graf het, wat ons vertroetel, dan wil ek vir jou sê, nooi hom, hy is die lig wat nog gaan kom. Hy gaan dit losbreek, hy gaan dit vrymaak van dit, sodat ons hom kan dien in gees en waarheid. En hierdie punt bring ons by 'n belangrike besef, dat die kruis maak oop wat toe was. Want was dit die kruis nie, het die graf nie oopgegaan nie. Dit maak harte oop, dit maak lewens oop.
En dit maak selfs die graftes van die gestorwenes ook, het ons nou gelees vanoggend. Die dood het nie meer dieselfde krag en gesag wat hy gedink hy het nie. Alhoewel die grafte oopgegaan het by Jesus se dood, sê die skrif dat die heiliges eers na sy opstanding verskyn het, en hier was toe die antwoord, net die volgende vers. Eers, hulle daar graf het oopgegaan, van die Vrydag af was die grafte oop. En eers die Sondag, toe Jesus opstaan, het hulle uit die graf uitgekom. So hulle was daai tyd daar. Die antwoord is, hoekom die grafte oopgegaan? En ons gaan nou in Petrus sien. Omdat die graf, die mond en die aarde is van die doderyk, het Jesus daarin gegaan op daardie graf, dat die dag gekruisig was. En hy het vir hulle die boodskap gegee in die graf. Hy het die graf oopgemaak so dat hy self daarin kan gaan, maar nie om te sterf nie, maar om in die doderyk te onderhandel, nie te onderhandel, te gesels. En dit is hoekom hulle toe eers nadat hy opgestaan het, in die graf, hulle wat in die graf toe die ware graf toe die heilige ontslaap is, het hulle opgestaan. Hy sê in 1 Korintiërs 15 vers 20, dan sê hy, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy is die eersteling geword van die wat ontslaap het, sodat niemand anders kan kom voor hom uit die graf uit opgestaan het. Maar dan gaan jy vir my sê, maar wat van Lazarus? Lazarus het weer gesterf. Al in die Bybel wat lewend gemaak is, het weer gesterf. Maar Jesus sterf in een. Daarom sê hy 1 Korintiërs 15 vers 20, want nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. So toe daar die grafte oopgegaan het, kon daar die mense nie uit die grafte opgestaan het, want hy het nog nie opgestaan. Hy het opgestaan, ek en jy kan opstaan. Amen. Ons kan in ons graf toestaan, kan ons opstaan vanmorgen. Hy sê, Here, dankie. Hy sê in Matteus 27, ga ek terug so toe. Hy sê in Matteus 27 vers 52, en die graf het oopgegaan en baie liggame van die slape heiliges het opgestaan. En dan vers 53 baie belangrijk. En na sy opstanding, Jesus opstanding, na sy opstanding, het hulle uit die graf uitgegaan, daar die mense wat in die Vrydag in die graf oopgehaald was, en in die heilige stad ingekom, en dan baie verskyn. Volg jy my gedagte hier, dat toe Jesus opstaan, staan daar, alhoewel die graf oopgegaan het, staan hulle ook eers op naam, want hy is die eersteling wat uit die dode uit opgestaan. Daarom kom Johannes 28 en hoor wat sy verskriklike woorde. Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. Afhanklik wat ons gaan hoor. Dis die groot gevaar, of die groot vraag. En hierdie waarheid beklemtoon die unieke rol van Jesus begrafenis en sy opstanding. Hy is net een wat opgestaan het uit die dood nie, maar hy is die bron van die opstanding. Hy is Alfa, die Omega, die begin en die einde. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Hy het gegaan in Openbaring in vers 18, hy die sleutels van die doderyk het hy gaan wegneem. Met ander woorde, hy het ons totaal en al vrygemaak van hierdie dood wat ons van hom af besteed. En daarom kan ek jy vanmorgen sit met 'n vrymoedige hart vanmorgen. En sê, Here, ek weet ek is nou nie dit wat u wil hê nie, maar ek is bly daar's genade vir my. Want dan moet ons vanmorgen ons lewe rig, dat ons hom sal dien na gees en waarheid. Want hy sê Matteus 4 vers 23, daar kom 'n uur en nou, dat die ware aanbidder sal in gees en waarheid aanbid. Dan sê vers 24, God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Amen. En dit is waar ek en jy moet kom. Daarom is het vanmorgen so belangrik. Maar wat het gebeur? Toe hy daar die graf ingegaan het. Wat het hy gebeur? Ons lees in 1 Korintiërs 3 vers 19. Nou ek het nou vir u gesê, Johannes 5 vers 28, daar sal 'n dag wees wat almal in die graf sy stem sal hoor.
Maar hoor wat sê 1 Petrus 3 vers 19. Hy sê, in wie hy ook heen gegaan het, en gepreek het vir die geestes in die gevangene. Hy lees weer, in wie hy ook heen gegaan het, en gepreek het vir die geestes in die gevangenes. Nou as u daardie vers, 1 Petrus 3 vers 19, 20 vers lees, dan sê hy verwys na Noag se tyd. Toe Noag by julle gepleit het, om julle lewe reg te kry, het julle nie gegee. Maar nou is daar 'n ander parallel, en ek gaan nou verklaar. In 1 Petrus 4 vers 6, want daarom het hy ook aan die dode die evangelie verkondig, nie die gevangenes nie, sodat hulle wel geoordeel kan word na die mense die vlees, waar lewe na God in die gees. Nou, kom ons staan net by 1 Petrus 4 vers 6 uit. Want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig, sodat hulle wel geoordeel kan word. Gaan vir my na 1 Korintiërs 3 vers 12. Want dit klink of hulle verdoem is, maar geoordeel word volgens die gees. Hy sê 1 Korintiërs, en as iemand op die fundament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, ooi, stoppels, vers 13, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur, die oordeel, sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is, na die volgende vers 2. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang, met alle woorde op werk. As iemand se werk verbrand word, hier sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur gee. Met alle woorde, hy het gegaan en hy vir hulle wat op aangeneem word. Daar is 'n oordeel vir die vlees wat ons gesondig het, moetswilliglik, en wat ons offers gebring het, want dit is wat gebeur het. Nou hierdie twee gevalle van die gevangenes, en ook vir hulle wat die evangelie. Hy het aan hulle die evangelie verkondig, want hy het gesê, hy sê daarom, want daarom is ook aan die dode die evangelie verkondig. Waarom het hy die evangelie verkondig? Vir hulle was hulle nog bedek deur die bloed van stiere en bokke. Die volmaakte offer was nie gedagtes nie. Hulle het nie geweet van die kruisiging van Golgotha. Hulle was nie bewus daarvan dat daar 'n finale offer sal wees wat al ons sonde gaan wegneem nie. En daarom het Jesus gegaan. Hy sê ek het my lewe gegee, en vir hulle wat in die verderf is, het ek gesê, ek het julle gewaarsku, ek gaan my lewe gee, maar julle wou dit nie aangeneem het in die Ou Testament nie. Vir hulle wat dit aangeneem het, sê, hoor hierso, die oorwinning is behaal, ek het gesterf sodat julle volmaak vry kan wees. Halleluja. Gaan vir my Esegiel 37 vers 12. In die konteks van Esegiel 37 vers 12, julle het het. Hy sê, daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek die Here, kyk, ek sal julle grafte oopmaak, en julle uit julle grafte laat kom. En my volk, ek sal julle bring, en laat hulle staan. In die konteks van dit is, dat Esegiel by daardie dal van doodsbedere staan. En daardie doodsbedere beteken oor dat die volk bestaan. Nou kom die Here, hy sê, Esegiel, dit jy hierdie wees gaan lewe. Hy sê, ja Here, jy weet, ek kan hulle kan lewe. En dit was 'n maklike statement, ja Here, jy weet. Dan sê die Here, okay. Baie keer glo ek en jy. Die Here gaan dit doen, maar ek en jy moet iets doen. Esegiel, ek begin profeteer oor daardie. Daardie verhaal gaan dat jy weet dat sy eie weer gaan, dat sering sal kom, dat vleis sal kom, dat vel oor, en dat weer mag het opgestaan. En dan kom die profetiese woord wat ons sê, sodat daardie doodsbedere opgestaan, dat God vir ek jou sê, ek gesterf, dat ons doodsbedere mag opstaan. Dit is by dit vers 12. Want hy daai het al geprofeteer. Ek sal die grafte oopmaak. En Matteus het hy die grafte oopmaak. Matteus 7:20.
Matteus 28 het die graf opgestaan, om die engele te God te maak. Daarom het hy gegaan, en hy het hierdie kosbare evangelie aan hulle die gevangenes verkondig, maar hy het ook verkondig aan hulle wat hulle lewe gegee in die Ou Testament. So hulle totaal vry. Daarom hoef ek en jy nie vanmôre twyfel. Ons hoef nie al die graf te staan van ons omstandighede nie. Daarom het ek en jy nodig vanmôre om te sê, Christus het vir my gesterf, en ek is dankbaar teenoor hom. Hy het reeds die pas vir my opgemaak, want dit is wat hy gaan het, toe hy daar die doderyk ingegaan het, en die sleutels van die hel en die dood gevat het, het hy die deur van ek jou opgesluit. Die kruis, die was die sleutel tot die doderyk om ons vry te koop van die dood van môre. Geestelik beteken dit dat Jesus net weg, die weg word gemaak. Hy bring ook lewe dan weg. Halleluja. Hy roep nie net uit die graf, hy gee ons die krag om dit te weerstaan. Waar die dood was, bring hy lewe. En waar die einde was, bring hy lewe waar hy dood was. Die opgraf van Matteus 27 was 'n teken dat iets groots besig was om te gebeur. Dit was 'n voorafskadering van die groot ding wat ons doen. Matteus 28 vind die plaas dat die graf oopgaan, sonder die toedoen van mense en setting op mense hande. Die leë graf is die finale bewys van God se oorwinning oor die dood. Dit is nie simbolies, baie mense sê dit is simbolies, maar ek moet nie sê dit is die realiteit, dit is 'n werklikheid, want Jesus leef. Hy leef tot in alle ewigheid. Hy is die onveranderlike alleen by sy God op die toekom die eer en die heerlikheid. Want Jesaja sê vir ons, hy sê, 'n kind is vir ons gebore. En hy word genoem wonderbare raad, as sterke God, 'n Vader vrede op God. Hy word genoem Immanuel, God met ons. En dit is wat hy kom doen. Hy wil ons midde kom woon deur sy inwoning van die Heilige Gees. En omdat hy leef, het die dood nie meer 'n finale sê in ons lewe môre. Hierdie dood is net 'n oorgangstydperk waarin ek en jy moet leef. Alhoewel dit moeilik is, maar die feit van die saak is, almal wil hemel toe gaan, maar niemand wil doodgaan. Mense wil nie 'n uur in die kerk sit, maar ons bereid om die ewige lewe in sy teenwoordigheid te sit. Ek verstaan nie daai ding mooi nie. Ons is gemaklik om 2 ure na 'n fliek te kan kyk, en ek wil nou nie hier is die verkeerde groot. 2 ure na 'n fliek te kyk sonder om eers moeg te word. Ons kan na 'n hele dag sit en rugby kyk, en ek is miskien skuldig daaraan, want ek kyk gewoonlik 2 wedstryde op een slag, so dan weet my vrou dit dat sy kan dit help. Maar jy word nie moeg nie. As ons met God se dinge besig is, dan ek die tyd. Maar ek wil die ewigheid met God gaan spend. As ek net al 'n week by my huis opdaag, die res van die week werk ek die dorp. Dan ek nie verseker na 'n week of 2. Miskien 3, want my vrou baie geduld. Dan kry ek die broodjies in my badkamer. Nie na GPS te wil na haar terugkom. Maar op badkamer. Daai verhouding kan nie werk. Vanmôre is God se hart dalk bedroefd werk in jou. Want ons kan sê, ja, ons spandeer baie tyd in sy teenwoordigheid. Hoor dit jouself sê vir ons. Het gaan net met die woord wat jy sê. Het gaan om die waarheid, die doen af wat is. Wat sê jy met die woord uit? Die verandering moet ons lewe weerspieël tot ons in die woord uit. En dit is kom dit belangrik is, dat ek en jy voorkom. En ons leef in oorwinning. Pastor Dries het eintlik sê, ons leef van uit oorwinning, is dit nie woorde wat jy gebruik nie. Ons leef van uit oorwinning. Daarop kom 1 Korintiërs 15 vers 55, en ek het die boodskap aangehaal, omdat hy vir my mooi sê. Hy sê, daar is net mooi niks spoor van die doodse mag. Sal die dood ons nog kan seermaak? Nee, verseker nie. In die 53 vertaling sê hy,
Dood, waar is jou al dodelik, waar is jou oorwinning? Kan die dood ons toch seermaak? Nee, hy kan nie, want hy is oorwin. Met Golgotha het hy sy laaste asem uitgeblaas, toe die graf leeg gegaan het, en Jesus opgestaan het, en daar die wonderlike oomblik, toe die duiwel geweet, hy die stryd verloor. En daarom daal hy mag nodig, om die kinders van God te pootjie, sodat ons 'n sonde verpaal, en hulle sê, daar 7 sondes, maar ek vir my enige gedagte gegee. En een van hulle, die laaste een, die 7de sonde, is sonde van luiheid. Dit beteken, ons wil nie meer die skrif lees, ons wil nie meer bid. Alles is vir ons moeite. En dit is wat vanmôre vir ons belangrik is, dat ons moet afsonder, en sê, Here, U is alles vir my. En daar kom 'n tyd, wat ons in ons lewe voel, Here, maar U skud ons nou. Here, ek is nie op 'n lekker plek nie. Sien U my ellende nie raak, en wat ek vanmôre vir U sê, dinge is besig om oop te gaan. Jy kry nie 'n weerstand, as daar nie vir jou aan. Ons het nou nie al gepraat met die manne bid hier, en ek wil die manne tog nooi, asseblief, om onderaan saam met my wyf in mekaar te kom. Maar ons het daar gepraat van, die Here bring ons by 'n punt, dan bid ons, en dan sit op dat ek stagneer, daar gebeur niks nie. Of my eie gedagtes sê, nee, ek kan dit nie, dit gaan nie werk nie. Maar aan die ander kant hierdie muur, lê al die blessings wat God alreeds vir ons gesit het. En omdat ek my eie gedagtes, en dit is dooie gedagtes, dis gedagtes wat in die graf is, wat die Here vanmôre nee. As jy daar graf kom maak, kom maar nie by lewe uit. Halleluja. Esegiel 11 vers 19, en ek haal weer die boodskap aan, oor wat sy sal gebeur. Die dag is ek en jy besluit, Here, en altyd alles in die altaar vir U. As jy daardie dag sal ek hulle harte skoon was, en nie maak. Hulle sal anders dink en anders te lyk. Ek sal hulle harte wat nou van klip en uitgemaak is, wegvat en vir hulle hart gee, wat van vleis gemaak is, sodat hulle my reg. Nie ons eie manier, nie my idee nie, nie jou idee nie, God se woord, ingespireerde woorde van God, Heilige Gees geïnspireerde woorde, want as ons eie dan sit ons met dogmatiese dinge, wat maak dat ons verkeerde dinge by verkeerde mense uitbring. Paulus sê, ek wil niks, maar niks anders onder julle weet, as Jesus Christus die gekruisigde. Halleluja. Ek wil nie weet hoe goed is jy. Ek wil weet, wat sê Jesus vir jou? Wat se boodskap gee hy vir jou? Wat 'n boodskap het jy vir my van die Here ontvang? En dit is waar die Here ons wil hê, dat ons mekaar sal bedien, by die inspraak van die Heilige Gees. En daai gedeelte ervaar ek in die kerkebel, lê in die graf, want ons het dit toegegooi, want dit is gemakliker om nie daaroor te praat nie. Dit is gemakliker om dit nie in die kerk te hê nie, want ons is bang daarvoor. Terwyl ons in die graf te is opgemaak. Hy gaan verder. Ek lees alweer. Daardie dag sal ek hulle harte skoon was en nie maak. Hulle sal anders te dink en anders te lyk. Ek sal hulle harte wat nou van klip en yster gemaak is, wegvat. En vir hulle hart gee wat van vleis gemaak het, sodat hulle my reg kan dien. Dan sal hulle luister na wat ek vir hulle sê. En hulle sal doen dit wat ek sê. Hulle sal presies alles doen, net soos ek vir hulle beveel het om te doen. Dan sal hulle my volk wees. En ek sal hulle God wees. Halleluja. Geen lewe is vir die Here wat toe is. Elke persoon se lewe is vol. Die vraag is net wat destyds gebeur het. Vraag dan wat gebeur nou. Kan ek en jy vanmôre toelaat dat Jesus in ons lewe inkom? Ons grafte van dooie werke weer lewend maak. Sit man en vrou met talent en gawes. Maar dit is makliker om niks te doen. Maar dit is veilig om niks te doen, want jy kan iets verkeerd doen. As jy iets doen van mense fout wat jy doen.
Dis waaroor dit gaan. Jesus het die komplimente gekry toe die aarde geword het. Dis hoe hy aan die kruis gesterf het. Hy het die komplimente gekry, hy het die aanspraak gemaak op dit. Ons sien wel van Petrus wat bekommerd was wat ek Jesus vra, maar wie is nou eintlik die klim discipel? Die Here sê, wat is dit vir jou te doen? Dis vir jou te doen. Die Here mag môre ek wil sê, wie wat elkeen van ek en jy het te gaan. En ons moet hom dien daarmee, want julle bedien nie die kerk, julle bedien nie die mens nie, julle eer God met dit wat hy vir jou gegee het, maar om terug te gee dit wat jy het. Amen. As jy kan sing, eer jy God met dit. As jy 'n instrument kan speel, dan eer jy God met dit. As jy kan bid, eer jy God met dit. As jy die woord kan oppak, eer jy God met dit. As jy versorging is, dan eer jy God met dit. Dit is nie wat ons doen vir mense nie, dis wat ons doen vir God. Gaan vir Matteus 5:3. Hoor wat sê. Terwyl ons vals. Want dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is, sê, kom julle geseëndes, my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is, van die grondland van die aarde, van die wêreld af. Gaan verder van. Want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my erf gegee. Was terwille. Ek was naak en julle het my gekleed. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my toe gekom. Vers 37. Hy sê, dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed, of dors en te drinke gegee? Vers 38. En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee of naak en gekleed? Hy sê, en wanneer het ons u siek gesien of in die gevangenis en na u gekom? Hoor wat sê. En die koning sal antwoord vir hom en sê, waar ek sê vir julle, vir sover julle dit doen aan een van die grootste van hierdie mag die Here jou sien. Het julle dit aan my gedoen? Dit is iemand wat sy graf opgegaan het. Wat hy kan praat. Dit is waar ek en jy moet wees vanmôre. Dit wat God ons gegee het. Kom ons leef dit uit tot die Heer van hom. Nie my opinie. Ek en my vrou pad kerk toe luister op na preek wat hy sê. Daar is net een ding in die lewe wat verskriklik belangrik is. En dis 'n keuse wat jy moet doen. As jy maar afhangende wat 'n keuse, daar is net 2 opsies vir 'n keuse, die regte keuse en die verkeerde keuse. Ek het jy môre net 'n keuse. Gaan ons toelaat dat die Here ons graf te oopmaak. Gaan ons myself die graf te oopgaan. Die vraag is môre, kan ons mooie werk en weet nie voor, ja. Kan ons die Here vertrou om die liewe lewe te bring, want die dood is ja. Die krag wat Jesus die graf het wat opstaan, is dieselfde krag wat in ek jou môre is. Jesus se sterf het in die graf te oopgaan, beteken dat die mag van die dood gebreek is. En toe hy opgestaan het, het lewe uit daardie graf gekom. Verstaan jy? Anders ek en jy by die Here kom, daar het lewe uit die graf uitgekom. En ons sê, Here, hier is hy. En hy maak daardie graf oop, dan kom daar nuwe lewe uit. 'n Nuwe lewe in Christus, 'n nuwe lewe ryk en vry, sê daai koortjie. Hy het opgestaan en het lewe uit die graf uit. Daarom kan ons met sekerheid word, die graf is nie meer die einde nie, die dood is nie meer die laaste woord nie. Jesus Christus het getriomfeer oor die dood. Wat Satan se oorwinning gesluit, Satan as oorwinning gesluit, was eintlik sy grootste nederlaag. Hoor wat sê Kolossense, daar gaan ek afskryf doen, dis kan ek al voor te kom. Kolossense 2 vers 14 en 15. En die skuldbrief teen ons
wat ons met ons insetting ons vyandig was, uitgejaag en weggeruim het, weer aan die kruis vas te naam. Nadat hy die owerhede die magte uitgekleed en hulle die openbaarheid toegestel en daardeur oor hulle getriomfeer. En dit is my 1 Petrus 3 vers 19 gegaan. Vir hulle wat hom nie aangeneem om te sê, die oordeel is oordeelig. Maar ook 1 Petrus 4, wat hy vir hulle gesê, hy sê vers 12, hy is vir hulle gesê, ek verkondig die evangelie aan julle, wat ek net vir julle sê, die volle prys is betaal vir julle oortrede. Dit wat julle in die Ou Testament met bloed van bok en stiere bedek het, is nou finaal skoon geword deur die bloed van die lam. Toe hy sterf, die graf toe opgaan, maar toe hy opstaan, het die lewe gekom. En as hy dit kon gedoen het, kan hy dit vandag doen. Selfs doen, alles van besluit. Here, dankie vanmôre vir hierdie woord, Here. En mag ons dit in harte neem vanmôre. Dat ons die grafte in ons eie lewe het. Here, wat dit nie verhoor wat ons het, ons wat nie gekry. En dat we onwillekeurig dit aan David om my talente wat kry uit die begrawe. Here, dat gaan nie oor menslike wysheid en gesig en kennis nie, maar het gaan oor goddelike kennis, wysheid en kennis. Ek vra vanmôre dat U ons kragte van ons eie ek, ons eie opinie, selfdien, selfkennis. Here, maak die saak wat selfopheffing, Here, daardie gees van erkentlikheid. Here, wil ek vra dat U dit môre sal opmaak uitgaan, sodat daar nuwe lewe sal uitkom, en dat het verander sal word in die spraak verder. Here, wat ons weet vir die tyd, waar het maar moeilik is daar buite, waar hy uitdagings is, Here, omstandighede nie maklik is nie. Here, maar Dawid sê, sal trek julle al gaan uit hierdie dal van doodskap, en U sal weer wees. Here, maar kom weer uit, hy sê, U bereid die dal teenoor die dal. U maak het oorvrede. Al kom die moeilike tye, en dan kom die tyd wat ons van seën gaan wees. En Here, my gebed is dat daardie tyd vir hierdie gemeente aangespreek het, om ons te seën en te bless. Om ons môre vra dat U ons gragte oopmaak, sodat die dooie werk